Here ons God, ons kom vanoggend en ons aanvaar die uitnodiging. Ons is u genooide gaste. Ons sit by u tafel. Here, ons sit by die tafel wat u alles gekos het. Wat u gekos het, die lewe van u seun, Here. Here, en ons sit by hierdie tafel terwyl dit saggies op die dak reën. Terwyl ons die guns ervaar, Here, maar agter in ons koppe is daar hierdie vrees van wind wat oeste seermaak. Agter in ons koppe dink ons aan vriende en familie in ander dele van ons land waar daar veldbrande is, waar mense letterlik keer vir hulle huise, keer vir hulle lewens. Here, waar mense waterbeperkings het en waar selfs dele van ons land 'n week se water oor het. Here, in dit alles wil ek vra, Here, sal u dit kom stil maak in ons harte, stil maak in ons gedagtes. En met ons kom praat, Here, soos net u kan. Op elke manier moontlik, deur u woord, deur die woorde van my mond en deur die tekens op die tafel, die musiek wat ons sing, die glimlag van kinders. Op elke manier wat u kan. Praat vanoggend, Here. Ons luister. Amen. Right, vanoggend, ek wil welkom sê aan almal wat ook aansluit via die video. As jy video kyk en via video volg, wil ek vir jou vra, pause net gou die video. Kryg jy iets om jou nagmaal te hou, dit hoef nie vrugtesap of een Old Brown Sherry of een of ander saak te wees nie. Enige iets wat jy kan drink, enige iets wat jy kan eet, dit gaan nie oor wat dit is nie, maar wat dit simboliseer. En dan kan jy en die mense saam met jou vir die video kyk, ook saam met ons nagmaal geniet. So voorreg om jou hier te hê vanoggend, en ons is besig om die Nuwe Testament deur te lees by Dynamis, en ons het nie afgelope week het ons onder andere gelees aan Matteus 26. En ek wil vir jou vra, as jy jou Bybel saamgebring het, om saam met my soontoe te blaai na Matteus 26 vers 17 tot en met vers 30. En ons gaan dit gou saam lees, en dan wil ek iets daaroor sê. En Jesus stel die nagmaal by die laaste paasmaaltyd of Pasga in. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, het die disippels vir Jesus kom vra, maar waar wil u hê moet ons die paasmaaltyd vir u voorberei? Hy antwoord toe, gaan stad toe, na so en so. Ek weet nie, het julle al iemand in jou dorp gesien wat sy naam so en so is? Ek weet nie, maar ek weet van 'n paar vrouens wat Ek weet van 'n paar vrouens wat sy naam Nobody is. Want die spreekwoord wat sê nobody's perfect, so dan moet vrouens se naam ek in geval. So hy sê toe gaan na so en so toe en sê vir hulle, Jesus die leermeester, die rabbi, sê my tyd het gekom. Ek wil by jou maaltyd hou, paasmaaltyd hou en saam met my disippels eet. Die disippels het toe gedoen soos Jesus hulle beveel het en die paasete voorberei. Teen die aand was Jesus saam met die 12 disippels aan tafel. Terwyl hulle besig was om te eet, het hy gesê, ek verseker julle, een van julle gaan my uitlewer of verraai. Hulle was geweldig geskok. En het die een na die ander vir hom gevra, Here, dis seker tog nie ek nie. Daarop het Jesus gesê, dit is die een wat sy hand saam met my in die skottel steek, wat my gaan uitlewer. Ek, die seun van die mens, moet sterf, soos daar geskryf is. Maar dit sal bitter swaar gaan met daardie man, wat my uitlewer of verraai. Hy moes liewer nooit gebore gewees het nie. Judas, die een wat hom sou uitlewer, reageer toe en sê, dit is tog seker nie ek nie, Rabbi. Hy antwoord hom. En Jesus sê, daar sê jy dit self. Terwyl hulle besig was om te eet, neem Jesus die brood en vra God se seën daarop, toe breek hy dit in stukke en gee dit aan sy disippels met die woorde, neem en eet dit. Dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedank. Hy het dit aan hulle gegee met die woorde, drink almal daaruit, want dit is my bloed, wat die verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergiet, sodat hulle sondes vergewe kan word. Ek verklaar nou hier plegtig, dat ek van nou af nie weer wyn sal drink nie, totdat ek opnuut die feeswyn saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Hulle het toe die loflied gesing en uitgegaan na die Olyfberg toe.
Nou ons lees daai woorde, en hoekom ek dit vir jou gelees het so in detail, en die hele stuk, is dat Jesus se disippels was uit die aard van die saak Jode gewees, en vir die Jode was hierdie die fees van die ongesuurde brode, was 'n groot storie. Huise is skoongemaak, huise is reggemaak, huise is van bo tot onder gewas, want daar mag geen teken van suurdeeg in 'n huis gewees het nie. Elke ding is skoongemaak en gewas, man, vrou, kind, dier, alles is skoongemaak. En daar was hierdie wekelange voorbereiding, geestelike voorbereiding tot by die Pasga. Goeders wat gedoen moet word, hoe die vertrek reggemaak moet word. As jy by die Pasga maaltyd aansit, is daar hierdie verskriklike rituele wat volg. Jy kan dit op Wikipedia gaan soek. Dis liedere wat gesing moet word, en gedeeltes uit die Bybel wat in Hebreëus moet opgesê word. En nou moet jy ook onthou, hulle het dit opgesê en dit gememoriseer, want huise het nie Bybels gehad soos ek en jy nie. Die pa moes dit vir sy seuns leer, en die seuns het dit by die sinagoge ook gaan leer, sodat hulle dit eendag met hulle gesinne kon doen. So dit was hierdie vaste, in Afrikaans praat ons van, in die gevestigde kerke praat hulle van 'n formulier, hierdie vaste patroon wat 'n paasmaaltyd gevolg het. En die disippels gaan sit aan by hierdie tafels. Nou, ek wou vanoggend die tafels gemaak het soos in die Bybelse tyd, maar ek gedink 'n paar mense se broeke gaan skeur en 'n paar goed gaan gebeur. Want hierdie tafel moet min of meer die hoogte van 'n krat van die grond af wees. En dan moet daar kussings wees oral, en dan moet ons almal so lê, sit situasie met jou voete by die ou langs jou se neus. En dis al klaar 'n probleem, want party mense, ja, in elk geval. So, vanoggend het ons net vir julle gewone tafels uitgesit, maar dis hoe hulle die paasmaaltyd gehou het, en dan as hulle in hierdie posisie is, en reg is vir die paasmaaltyd, dan wag hulle nou, want Jesus is nou die hoof van die tafel, om al hierdie Joodse goed te doen. En Jesus doen dit nie. Jesus doen dit nie. Jesus kom en hy verander al die woorde, al die gebruike. En dit moes vir hulle groot skok gewees het, en ek weet nie van julle nie. Ek het belydenis afgelê in die Evangelies Gereformeerde Kerk. Nou in Sanien is dit die kerk net daar by Sugar Hill verby, daar teen die heuwel. Maar in Nigel waar ek groot geword het, was dit 'n kerk. Ekskuus, dis baie ironies, maar dis die waarheid. Toe ek belydenis afgelê het, was die kerk hier, die gym hier op hierdie hoek. 'n blok verder was daar so 'n hotel kroegbedryf, maar reg langs die kerk was 'n scrapyard. En wat het Dynamis nou langs Dynamis? Die Here het 'n sin vir humor. In elk geval. En in die kerk wat ek groot geword het, die Evangelies Gereformeerde Kerk, was dit verskriklik formeel gewees. En jy het weke lank voor jou belydenisaflegging by die dominee self klas gekry in sy pastorie, in die sitkamer. Het was 'n groot storie en jy mag nie gemis het nie. En daar aan die einde het jy eksamen geskryf. En daar het ek geleer om die boeke van die Bybel van voor tot agter op te sê en van agter af vorentoe op te sê. En 110 goed alles. Ek het geleer van die orde Salites, en as jy nie weet wat dit is nie, moenie worry nie, dit gaan jy nie in die hemel bring, as jy dit nie weet nie. Jy ken Jesus, dis al. En jy moes 'n verskriklike klomp goed leer, en dan op die dag wat jy belydenis aflê, is daar nagmaal. En dan, as die nagmaal klaar is, dan sê die dominee met alle plegtigheid vir seuns wat 17 going on 18 is. En vir meisies wat 17 en going on 18 is, dan sê hy vir hulle, daai glasie kan jy huis toe vat. En ek weet vir meeste van hulle was daai shooter glasie die laaste keer wat dit vir nagmaal gebruik was. Want die dranklisensie het die kerk uitgedeel. En ek weet nie wat jou eerste keer was, of jy jou eerste keer kan onthou nie. En as jy vanoggend klein en jonk is, dan wil ek vir jou sê, as jy nog nie nagmaal gebruik het nie, hierdie maaltyd is vir jou ook. Al wat jy moet weet is, jy moet verstaan wat dit beteken. Dan is jy oud genoeg om dit te gebruik. En die hele storie van die evangelie, ons het Matteus gelees, Matteus 1, dwarsdeur, dit loop op tot hier. Nou gaan ons is besig met Markus, nou lees ons Markus, en Markus vertel het baie korter, en dit loop op tot by hierdie gebeurtenis, en dan lees ons Lukas, en dan lees ons Johannes, en dan gaan ons in Paulus hoor, hoe hy oor en oor praat van die kruis. Alles
draai rondom die dood en opstanding van Christus. Dis waarvoor hy aarde toe gekom het. Dis hoekom jy lees van Jesus se liefde en Jesus wat loop op water en is dit nie amazing dat die krag afgegaan het aan die ligte nou soos 'n reënboog lyk nie? Nee, onthou julle die teken van die reënboog of van hulle in elk geval. Die reënboog wat God gegee met die reën en hy het gesê, ek sal nooit weer die aarde verwoes met reën nie, net Magubas loof so bietjie laat wegspoel. Maar in elk geval, die Here wat sy beloftes aan ons bevestig. En die nagmaal is een van daai goed wat Jesus kom instel het om te sê, ek wil vir julle 'n teken gee, 'n belofte, 'n bewys, iets wat jy saam met jou kan dra, oral kan doen waar jy gaan, sodat jy kan weet dat ek jou onbeskryflik liefhet. En paas, as jou huis so is dat daar 'n pa-figuur in die huis is, dis net genade, dan is dit jou werk, en as dit 'n ma-figuur is wat die hoof is van die huis, dan is dit ook reg, dan is dit wat dit is, maar die hoof van die huis het die verantwoordelikheid om van tyd tot tyd net jou gesin so bietjie neer te sit en te sê, kom ons dink net 'n bietjie, kom ons hou nagmaal. Nagmaal is nie 'n heilige ding nie. Dis iets wat ons moet herinner, elke dag as ek en my vrou het 'n ewige stryd aan, ek het so 25 plekke in my huis wat ek my trouring neersit as ek besig is. En dan as ek hom soek, dan sê sy, waar het jy hom die keer neergesit? So nou het ek, julle ken daai rubber trouringe, wat jy daai silicone, whatever, ek het nou so een in my kar. Nee, so dat as ek in die kar klim sonder 'n ring, dan kan ek 'n ring aansit. Maar nou is daai en weg. Ek weet ook nie waar hy is nie. Maar in elk geval, ek kry hom elke keer, dis hierdie een. Maar hierdie ring is 'n teken van iets. Dis 'n teken van liefde. Dis 'n teken van beloftes wat gemaak is. En net so is dit wat voor jou is vandag, is tekens van God se liefde. Dis 'n belofte van God wat sê, my seun sterf vir jou aan 'n kruis, en jy moet dit weet, en jy kan dit glo. En elke keer as jy dit gebruik, moet jy daaraan dink. Want sien, vir my en vir jou is dit, lekker, broodjie. Ons sal dalk selfs 'n bietjie sê, die ek ons het dit 'n bietjie droog gemaak, waar is die margarine? Of 'n bietjie strawberry jam. Jy sal die sap drink en sê, joeg, dis 'n bietjie min. Kom ons vat 'n tweede een. Nee. Maar toe Jesus en sy disippels daar sit, daai aand, en hy vertel vir hulle, wat beteken hierdie? Het Jesus iets geweet wat die disippels nie geweet het nie? Hulle het gehoor, maar hulle het nie verstaan nie. Dis soos, ek gaan weer die voorbeeld gebruik van die huwelik, want dis wat die Bybel ook doen. Wat sê die kerk is Jesus se bruid, en hy is die bruidegom. Voor jy trou, het jy nie idee wat dit is om getroud te wees nie. Jy verstaan, jy dink so, jy het gesien by jou pa en jou ma, en jy het allerlei goeders gedink, en prentjies in jou kop gehad, en allerlei dinge, en dan kom jy agter, as jy met die regte persoon trou, dis baie beter as wat jy ooit gedink het. Dis baie meer amazing, maar dit vra ook iets. Dis nie net kry nie, dis gee. En Jesus se disippels was presies so rondom hierdie eerste nagmaal. Jesus kom en hy sê, neem hierdie brood, terwyl hy dit breek en sê, dis my liggaam gebreek vir jou, maar daar sit hy. Sy liggaam is nie gebreek nie, hy's heel, hy sit daar, hy's fine, hy's heeltemal okay. En dan gooi hy die wyn, of wat meer soos asyn was in daai tyd, want hulle kon dit nie so lekker preserveer en vars hou, soos wat ons deesdae kan nie. En hy gooi dit in en hy sê vir hulle drink, en hy sê, dis my bloed gestort vir julle, maar daar's hy. Hy is nog nie 'n doringkroon op sy kop gesit nie, hy het nog nie 39 houe met 'n gesel gehad nie, sy bloed het nie tussen die klippe weggeloop nie, hy is nie gehang aan 'n kruis, en sy hande en sy voete is deurboor, en sy sy is nog nie stikkend gesteek, om te kyk of hy regtig dood is nie. So hulle het gehoor, maar hulle het nie verstaan nie. Ek en jy is aan die ander kant van die kruis. En as jy dit al gedoen het om die film The Passion of Christ te kyk, wat volgens my een van die beste uitbeeldings is van Jesus se kruisiging, mees realistiese uitbeeldings van Jesus se kruisiging, dan sal jy weet,
Dit was alsbehalwe kinderspeletjies. Alsbehalwe. En alles, maar alles, van Genesis, van God wat Adam en Eva maak, en dan maak Adam 'n groot fout, en hy sê nie vir sy vrou mooi, sy moet vir hom luister nie, en sy eet, en dan eet hy, want hy weet, happy wife, happy life, en hulle eet saam, en dan kom sonde in die wêreld, en dan kom die Here oor, en hy kies vir Noag, en hy kies vir Abraham, en hy kies disippels, en hy kies konings, en hy probeer al hierdie planne maak om vir mense nader te trek aan hom. Hy het 'n tabernakel, en hy het 'n wolkkolom, en hy het 'n vuurkolom, en dan het hy 'n tempel in Jerusalem, en hy doen al hierdie moeite, sodat mense iets kan leer van om God te aanbid, en God lief te hê, soos God sy mense lief het, en sy lewe vir hulle gee, oor en oor, elke dag, en vir hulle manna in die woestyn gee, en water uit rotse, en wie weet wat als, en mense kry net nie die boodskap nie. En dan kom Jesus en hy sê, okay, kom ek gaan aarde toe, en God sê, ek gaan jou offer, my seun. Jesus het geweet van sy eerste huil, tot sy laaste asem, hoe sy lewe gaan eindig. Elke dag wat hy brood neergemaak het, wat hy kos uitgedeel het, wat hy mense gewys het hoe om ordentlik vis te vang, wat hy orals waar hy gegaan het, mense genees, mense gepreek, elke oomblik van elke dag het hy geweet, wat is die streepie in die sand, wanneer is sy lyntjie getrek, en hoe gaan hy daar kom? Dis nie net rustig, gaan dood in jou slaap tipe saak nie. Dis die seerste, maar seerste manier van doodgaan, wat moontlik is vir 'n mens. En Jesus het dit geweet, en hy doen dit. Hy doen dit vir my, en hy doen dit vir jou, sodat ek en jy kan besef dat Jesus kom, en hy gee die tekens, en hy sê, maar asseblief onthou, moenie vergeet nie. Die lewe is vuil, en de mekaar, en seer, en totally confusing. Jy stem vir politikuste wat jou teleurstel. Jy raak vriende met mense wat soms vriende is, en dan nie meer vriende is nie. Jy begin 'n werk, en dan gaan dit goed, en dan gaan dit sleg, en jy kry kinders, en party dae het jou kinders jou lief, en ander kinders, ander dae wil hulle nie met jou praat nie, en jy het hierdie lewe, waar die wêreld op sy kop is. En jy dink by jouself, maar waar is God? Waar is God? Het hy my lief? En dan sê hy, elke keer as jy in Checkers is, sien ek het jou lief, daar's brood, daar's vrugtesap. Elke keer as jy in die drankwinkel is, sien ek het jou lief, daar's 'n bottel sherry. Elke keer, hierdie is my liggaam gebreek vir jou, hierdie is my brood, hierdie brood, my liggaam gebreek vir jou, hierdie wyn, hierdie sap, my bloed gestort vir jou. Onthou, ek het jou lief. Onthou, ek het jou lief. Ek is een van daai mense, my liefdestaal is words of encouragement. Ek hou daarvan om te hoor om opgebou te word deur mense se woorde, deur veral mense wat vir my saak maak, mense wat se woorde ek aan waarde heg, en mense wat nie net my probeer polish nie. So my vrou raak soms 'n bietjie moeg vir my, dan sê ek vir haar, as jy lief vir my, dan sê jy weet ek's lief vir jou. Maar ons as mense is almal so as dit kom by God. Oor en oor, elke keer as negatiewe goed gebeur, elke keer as daar teëspoed is, dan het ons hierdie nikkeling gedagte van God het my nie lief nie, God het my vergeet, God is besig om my te straf. Hier sit ek, me, myself and I, dis ek teen die wêreld. Dit is nie. Vanoggend wil die Here hê jy met hierdie tekens gebruik, wat hom alles gekos het. So, ons gaan vanoggend, gaan ek vir jou tyd gee, met 'n lied wat seker die beste deel van amper 5 minute lank is. En ek weet nie of jy al 5 minute lank stil gesit het in die kerk nie, dis 'n commitment. Regtig stil gesit het in die kerk. Die prentjie op die skerm as 'n spieël.
In die volgende 5 minute gaan Broek Liegertwoord vir jou vertel wat beteken die nagmaal soos wat ek dit sopas vir jou gedoen het. En ek wil hê jy moet tyd met die Here spandeer. Jy kan die woorde kyk op die skerm, of jy kan die lied luister, of jy kan met die Here praat. Maar jy moet dink, hoekom het hy daar gaan? Hoekom is hy geslaan? Hoekom is hy gekruisig? Vir jou sonde, vir jou vuil, vir jou droog maak. Nie, Here, hierdie ou langs my, Here, daai vrou, daai kant aan daai kant van die vertrek. Vergeet die mense om jou, die kerk is vol stikkende mense wat almal die Here soek. Die spieël kyk nie links of regs nie, die spieël kyk vir jou. Jy en die spieël moet vir mekaar kyk, en jy moet sien, wie is jy, en wat is jy? En dan moet jy met die Here praat, en jy moet hom dankie sê, vir die offer van sy seun, en jy moet jammer sê vir die droogmaak, vir die stout wees, vir die goed wat jy doen, wanneer ander mense nie kyk nie. En ergens daartussen sê dankie. Dankie vir die offer van Jesus, want dan, wanneer ons nou die brood eet, en die sap drink, dan staan ons rein en heilig voor Jesus. Want Jesus het gesterf vir jou. Nou is dit jy en die Here, tot die einde van hierdie lied. En as jy die video kyk, stop die video hier, kyk die video van die musiek op YouTube, en gaan dan aan. Baie dankie. Here Jesus, dankie dat U vir my, vir ons gesterf het aan 'n kruis. Ons wil nou hierdie tekens gebruik tot U gedagtenis, om te onthou dat hierdie brood en hierdie sap, al is dit goedkoop eenvoudige tekens, U die duurste prys gekos het, U lewe self, ter wille van ons. Dankie Here, dankie Jesus, ons gebruik dit tot U gedagtenis. Amen. Elke een van julle is welkom om nou die nagmaal te gebruik, en as jy die brood in jou mond sit, na jy dit gebreek het, sê vir jouself, neem, eet, dit is sy liggaam, gebreek vir my. Neem, drink, dit is sy bloed, gestort vir my. Geen ouderdomsbeperking, almal is welkom, geniet die tekens. Terwyl jy nog die tekens gebruik, wil ek iets onthou van vroeër in my bediening, toe ek aan die einde van die nagmaal die woorde moes sê, is iemand oorgeslaan met die brood of met die wyn, steek jou hand op. Nou kan ek met blydskap sê, Jesus se arms was so wyd oop soos die ooste van die weste van mekaar geskei is. Dit sluit almal in.
Niemand is oorgeslaan deur Jesus se dood of die prys wat hy betaal het nie. Hierdie tekens is vir almal van ons. Almal van ons wat kies om Jesus ons verlosser te noem. Ek wil saam met jou vir die Here daarvoor dankie sê. Hemelse Vader, ek het nooit verstaan wat dit beteken, die nagmaal, totdat ek nie saam met Jermaine ons eerste seun verloor het. Tot ek besef daai absolute pyn om jou kind te verloor. Dit het my so 'n bietjie van 'n kykie gegee. So ietsie van 'n inspraak en 'n insig oor wat dit beteken. Dankie Here Jesus, dat die aarde toe gekom het, mens geword het, gelei het, gesterf het, begrawe is en opgestaan het. Vir my, vir ons. Mag ons nooit vergeet nie. Mag ons nooit twyfel in u liefde vir ons. Elke keer as ons eet, elke keer as ons drink, kom u en herinner ons, ek het jou lief. Ek het jou onbetwyfeld lief. Ek het jou so lief dat ek my lewe vir jou gegee het. Mag geen omstandighede in 2026, geen moeilikheid, geen berg wat ons moet klim, geen vallei wat ons moet deurgaan, mag dit ons skei van God se liefde nie. En Here, elke keer as die duiwel kom met twyfel, mag ons stil raak op ons eie of saam met ons geliefdes. Nagmaal gebruik vir onsself of saam met geliefdes, al is dit met 'n pleito of 'n spar of 'n mug and bean of 'n riekoffie. Mag ons enige teken vat en net sê, Here, dankie. U het my lief. Ek sal dit nie vergeet nie. Dankie vir u liefde. Nou wil ons u kom dank vir u sorg vir ons. Deur u te dien met ons tiendes en ons offergawes. Ontvang dit, Here. Ons gee dit met blymoedigheid en uit dank vir u offer, vir u sorg elke dag. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawes. Ontvang die seën van die Here en gaan leef met 'n onsaglike groot bewustheid dat God vir jou lief is, ongeag wat jou oë sien of jou ore hoor of jou brein dink of jou hart voel. God is lief vir jou en hy beloof, ek die Here sal vir jou goed wees. Ek die Here sal vir jou sorg. Ek sien jou raak, al kyk jy my soms mis. Ek gee vir jou my liefde. Ontvang ek nie altyd terug nie. Ek die Here is jou goedgesind, al is jy nie altyd nie. Ek gee vir jou goed. Nie die soort wat die wêreld gee nie, sê die. So verbind ek my aan jou, want ek is jou volmaakte hemelse Vader, en jy is my kind, en ek sal jou seën. Amen.